Byvoeglike naamwoord. Die vermoë om byvoeglike naamwoorde te verstaan en toe die pas om selfstandige naamwoorde in sinne die karakter kan studente help om duideliker en dieper te skryf en te kommunikeer. Wat is 'n byvoeglike naamwoorde? Volgens Greenbaum en Nelson is 'n byvoeglike naamwoord 'n woordklaas wat gebruik om 'n selfstandige naamwoord om naamwoorde te beskryf om aan te pas wat tipes besonderheid byt oor eiendomme, hoeveelheid of toetsenhede. Omdat hulle help om vrae te beantwoord soos watter soort, watter een en hoeveel, is byvoeglike naamwoord van belang om die duidelikheid en detail van die taal te verbeter. Byvoorbeelde, die byvoeglike naamwoord hoog beskryf die hoogte van die selfstandige naamwoord gebou en die frase 'n hoë gebou. Gewoonlik kom byvoeglike naamwoord of na verbindsel werkwoord of voor die selfstandige naamwoorde wat hulle verander. Wanneer hulle verander, kan byvoeglike naamwoorde eenvoudig wees, of dit kan deel wees van 'n byvoeglike praat, soos volg: enige of maklik om te verstaan. Wanneer daar 2 of meer selfstandige naamwoorde vergelyk word, stel baie byvoeglike naamwoorde graad vergelykings en insaltief positiewe, vergekend en uitstuur. Die tipse stel of meer meeste patroon word nie gevolg deur onreëlmatige byvoeglike naamwoorde soos goed, terwyl byvoeglike naamwoorde soos perfek of dood 'n betekenis het, is anders soos baie warm of redelik interessant. Wat beteken dit die verskillende grade van bekendes kan toon. Terwyl sekere byvoeglike naamwoord soos perfek of dood is absoluut betekenis het, is anders soos baie warm of redelik interessant. Gradewaal wat beteken dit dat verskillende grade van betekenis kan toon in teenstelling tot verskeie ander woordklasse en ander taal. Vir ander byvoeglike naamwoorde dikwels nie hul vorm of getal of geslag uitdruk nie. Benewens dit word byvoeglike naamwoorde geklassifiseer volgens hul rol. Byvoorbeeld, byvoeglike naamwoord bespreek of kwantifiseer die selfstandige naamwoorde, terwyl insouben is byvoeglike naamwoorde noodsaaklik verhaal in beskrywende skryfwerk aangesien
dit die leser help om die selfstandige naamwoorde beter te visualiseer en te verstaan. Aktiwiteite vir byvoeglike naamwoord. 1. Byvoeglike naamwoord chatters. Hoe om dit te doen. Skryf byvoeglike naamwoord op kaarter en laat studente dit uitbeeld. Onderraai die byvoeglike naamwoord wat uitgebeeld word. Die woorde fisies betrokkenheid en help leerders om woorde met uitdrukkings te verbeter. 2. Wys leerders 'n skilderende of laat hulle 'n toneel teken. Leerders beskryf die prent met die ten minste 5 byvoeglike naamwoorde. Dit moedig visuele leer en beskrywende woordeskat gebruik aan. 3. Sit bywoorde categories op 'n dubbelsteen. Na 'n dubbelsteenwerk moet studente 'n bywoord uit die geweerde kategorie kies. Dit vorm 'n kombinasie van kategorie, bewysheid, taalgehei en kans. 4. Versprei 'n voorwerp soos 'n vuur of 'n suurlemoen. Studente gebruik verbinding van sig, gehoor, geur en smaak by woorde om dit te beskryf. Beskrywende taal en geheue word versterk deur fisies betrokkenheid. 5. Neem foto's van studente moet hulle self of 'n klasmaat met die bywoorde beskryf. Dit bevorder gesonde taalgebruik en verhoudings met ander. 6. Maak pryse soos die stomste glimlag of die meest behulpsaam leerder. Student gebruik gestige bywoord om pryse voor te stel en te ontvang. Dit verhoog selfvertroue en moedig die gebruik van positiewe bywoorde aan. Vul teksrykelike voorwerpe in 'n sak. Voordat studente 'n voorwerp deel, moet hulle die aanvoel en woorde gebruik om dit te beskryf. Leer om sensorische woordenskat te bou. 8. Terwyl een studente prent teken, gebruik die ander byvoeglike naamwoorde om dit te beskryf. As 'n klasoefening vergelyk die oorspronklike foto in die skets. Dit verbeter begrip van beskrywende inligting en luistervaardigheid. 8. Beter verskeidenheid woordekaart aan. Studente strei 'n groepie om dit as byvoeglike naamwoorde of nie byvoeglike naamwoorde te klas is nie. Dit bevorder vinnige denke en begrip van woordekategorie.
Gee 'n kort narrative of paragraaf. Studente beklemtoon of onderstreep elke byvoeglike naamwoorde wat hulle teekom. Die verbeter leesbegrip en help maar grammatieke herkenning. Half studieskope vocabulary monster of dier. Die opdrag van die klas is om ten minste 5 byvoeglike naamwoorde te gebruik om hulle monster te beskryf. Dit verbeter creativity en die tasbare gebruik van die beskrywe taal. 12. Gooi 'n sagte bal deur die klas. Voordat jy die bal gooi, moet elke student 'n byvoeglike naamwoord noem. Die bywoorde woordtense en onopgeskrewe toespraak. 13. Help studente om baie sê ek is of metrodeur gedigte te skep. Skryf 'n gedig met minstens 3 byvoeglike naamwoorde. Dit moedig individuele en terugten. Skryf werk aan. 14. Vra leerders om die klaskamer te ondersoek. Opdrag vir die klas: lees 10 items in die klaskamer wat elk een byvoeglike naamwoord het. Gebruik bekende omstandigheid om leer betekenisvol te maak. 15. Verskryf 'n naamkaart aan elke groep. Gebruik minstens 3 byvoeglike naamwoorde om die mees interessante sin te bou. Bywoorde, spanwerk en die gebruik van ingevolge sinne. Dankie almal vir hierdie les. As jy enige vrae het, is julle meer as welkom om private met my te praat. As julle nie wil vra nie vir julle groep genooi in die klas. Ek hoop dat julle byvoeglike naamwoorde beter verstaan en dat julle weet hoe om byvoeglike naamwoorde te gebruik. Hierdie aktiwiteite wat byvoeglike naamwoorde is werklik belangrik vir 'n leerling om byvoeglike naamwoorde in sinne te gebruik en om 'n idee te kry van hoe om byvoeglike naamwoorde te gebruik.